Goeiedag, liewe broer en suster. Baie welkom wanneer ons hier by mekaar is om na die woord van die Here te luister en ook te fees te vier in hierdie wonderlike geleentheid om saam met miljoene der miljoene mense na hierdie boodskap te luister wat ons vandag vir die soveelste keer hoor en herhaal. Kom ons word 'n oomblik stil voor die Here. Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat is en wat was en wat kom. U is die Almagtige en ons is hier om U te aanbid. Amen. Broer, suster, mag genade en vrede vir jou vermeerder word deur die kennis van God en van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan vandag saam lees uit Markus 6. En Markus 6 vers 30 tot 44 is 'n gedeelte wat ons baie goed ken. Die storie van die vermeerdering van die brood. En wanneer 'n mens na hierdie gedeelte kyk, is dit die gedeelte in die evangelies wat die meeste herhaal word. Tussen die 4 evangelies kom hy voor by elke evangelie en hy word in totaal 5 keer herhaal binne die 4 evangelies. Wat 'n wonderlike gedeelte is dit nie om te lees nie. Markus is natuurlik die eerste persoon wat dit vir ons neerskryf. En as Markus dit vir ons skryf, dan is hierdie gedeelte wat ons gaan lees eintlik deel van 2 verhale. Die eerste verhaal is wat ek nou maar altyd noem die maaltyd van die dood, waar Johannes die Doper vermoor word by 'n maaltyd deur Herodes. En dan lees ons hier eintlik as 'n teenpool daarvan, van God se maaltyd, die maaltyd van die lewe. Voordat ons gaan lees uit Markus 6, kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg om U kinders te kan wees. Baie dankie vir die voorreg om deel te kan wees van miljoene der miljoene mense wat al na hierdie boodskap geluister het, hierdie gedeelte in die Bybel gelees het en wat al hiermee besig was. Dankie dat ons op 'n Sondag deel kan wees van daardie miljoene mense wat U aanbid en wat U eer. Here, soos altyd wanneer ons die Bybel oopmaak, doen ons dit met vrees en bewering. Want hoewel hierdie verhaal al baie keer vertel is en baie keer gelees het, is hierdie geleentheid ook 'n unieke geleentheid. Dis waar ons wat nou hier by mekaar is, na U woord luister. En ek wil vra dat U in hierdie oomblikke ook by ons sal wees in die praat en in die luister, sodat ons U naam sal verheerlik. Amen. Markus 6 van vers 30 af. Julle kan gerus as julle nou by die huis kom die vorige gedeelte lees daar van vers 14 af tot vers 30. En wanneer julle dit lees, dan sal julle die verskriklike swaar, slegte gevoel kry wat daardie gedeelte en daardie beskrywing van Markus by 'n mens los. Kom ons lees dan Markus 6 van vers 30 af. Jesus het voor die beskrywing van die maaltyd van die dood, wat ons nou nie gaan lees nie, het Jesus sy disippels uitgestuur en dan voeg Markus hierdie as so tussenspel in. En nou kom die disippels terug en hulle vertel vir Jesus alles wat hulle gedoen het. Markus 6 van vers 30 af. En die apostels het by Jesus byeengekom en hom alles vertel wat hulle gedoen en onderrig het. Hy sê toe vir hulle, kom julle saam na 'n verlate plek en rus 'n bietjie op julle eie. Want daar was baie mense wat voortdurend gekom en gegaan het. Hulle het selfs nie kans gekry om te eet nie. En hulle het in 'n boot vertrek na 'n verlate plek om op hulle eie te wees. Maar baie mense wat hulle sien vertrek het hulle herken en te voet van al die dorpe af daarheen gestroom en nog voor hulle daar aangekom. Toe Jesus uitklim, het hy die groot skare gesien en hulle innig jammer gekry, omdat hulle so skape sonder 'n herder was. En hy het begin om hulle uitvoerig te onderrig. Toe dit al baie laat begin word, kom sy disippels na hom en sê, dit is 'n verlate plek en dit is reeds baie laat.
stuur hulle weg na die plase in die omgewing en na die dorpies, om vir hulself iets te ete te gaan koop. Maar hy het hulle geantwoord, gee julle vir hulle iets te ete. Hulle sê toe vir hom, moet ons dan met 200 denarii gaan brood koop en vir hulle gee om te eet? Maar hy vra vir hulle, hoeveel brode het julle? Gaan kyk. Hulle het gaan uitvind en kom sê 5 en 2 visse. Hy het hulle opdrag gegee om almal in groepe op die groen gras te laat sit, om saam te eet. Hulle het in groepe van 150 gaan sit. Hy het toe die 5 brode en die 2 visse geneem, na die hemel opgekyk en die seëngebed uitgespreek. Daarna het hy die brode in stukke gebreek en vir sy disippels gegee, om vir die mense uit te deel. Hy het ook die 2 visse onder almal verdeel. Almal het geëet en het versadig geword. Hulle het 12 mandjies vol van die stukke brood en van die vis wat oorgebly het opgetel. Daar was 5000 mans wat van die brode geëet het. Ons lees tot sover. Wanneer 'n mens hierdie gedeelte lees, is daar soveel dinge wat jou opval. En soos ek gesê het, in kontras met die dood van Herodes, van Johannes deur Herodes, is dit een van die goed, 'n maaltyd van die dood wat gekontrasteer word met 'n maaltyd van die lewe. Maar daar is ook 'n paar ander dinge wat hier gebeur. En die beste gevoel wat ek in hierdie stadium toe ek nou voorberei het gekry het hieroor, en dit is seker maar op 'n plek waar mense jou lewe is wat jou invalshoek bepaal, is dit so dat ek skielik nogal bietjie medelee gekry het met die apostels. Hulle het hard gewerk, hulle het vir Jesus kom verslag doen van wat hulle gedoen het. En Jesus voel amper, jene kerels, julle het 'n bietjie van 'n vakansie nodig, kom ons gaan na 'n stil plek toe. En as hulle op die stil plek afklim, is die skare alweer daar. En 'n mens kan dink hoe hulle voel. En dan sien 'n mens Jesus se reaksie op die skare wat hy opgedaag het. Sy reaksie is, hy kry hulle innig jammer. Die woord wat gebruik word, en julle het seker al baie die verklaring van hierdie woord gebeur, is sy binneste binne in hom omgedraai van jammerte vir hulle. En hy kyk na hulle, en hulle lyk redeloos en hulpeloos, soos skape wat nie herder het nie. Mense wat dwaal, mense wat soek, mense wat uitgelewer is aan mense soos Herodes. Mense wat Godse mense is, maar wat in hierdie wêreld vertrap word, wat in hierdie wêreld swaar kry. En wat hulle oor het in hulle saai, onderdrukkende lewens, is om maar agter Jesus aan te loop en te hoor wat hy sê, want daar is daarom altyd bietjie opwinding. Hulle het nog nie geweet wat se opwinding kom nie. En dan is hulle daar. En Jesus, in sy jammer kry vir hulle, begin hy hulle leer. En hierdie leer kan ons maar saamvat, dink ek, in die woorde wat Markus kort herhaal oor Jesus se prediking, om te sê, die koninkryk van God is hier by julle. Daar het 'n nuwe tyd aangebreek. Die tyd van nuwe dinge. En dit is 10 teen 1 hieroor, waaroor hy hulle leer. En dan word dit laat. En dan wonder mense of die disippels nou in die laat word, wonder, jou kan hulle nie nou gaan, laat ons ook kan eet nie, en of hulle regtig omgee, want hulle gaan na Jesus toe en sê, stuur hulle nou weg, dis nou genoeg. Preek het nou lank genoeg aangehou, die leerdery is nou verby, ons het nou nog geen stilte gehad nie, stuur hulle nou weg, laat hulle kan gaan eet, en dat hulle geholpe kan raak. Jesus trek dan 'n ding op hulle wat my ook sou verstom het. En hy sê vir hulle, nee, hulle gaan nie na die dorpies toe nie, julle moet vir hulle iets gee om te eet. Gee julle vir hulle iets om te eet. Het dit al met jou gebeur? Dat jy met mense te doen het wat jou laat goeie goed doen, teen jou sin. Ek dink ons almal kry 'n prentjie in ons koppe. Jy is nie lus vir hierdie ding nie, maar terwille van wat ook al alles, doen jy hierdie ding waarvoor jy nie lus is nie.
Jy gaan eintlik traag in hierdie ding in. Die disippels word eintlik traag ingesleep in God se omgee vir mense. Hulle sou van die mense wou ontslaa raak. Maar God se omgee sit hulle in hierdie moeilike posisie waar hulle vir hierdie skare mense moet kos gee. Gewonder dat hulle dan so half sarkasties reageer nie. En sê, ja, dis maklik. Kom ons vat 200 mense se dagloon en dan gaan koop ons gou vir hulle ietsie om te eet. Nee, want dit is wat hulle uitgewerk het, hoeveel dit is. Dit moet 'n hele klomp R1000 wees. As ons, ek weet nie wat is die minimumloon deesdae nie, maar kom ons maak dit op R150. Nee, dis meer 'n dag. Kom ons maak dit 200 'n dag. Dan is dit R40,000 wat hulle moet gaan uitsoek ergens om kos vir die mense te gee. En 'n mens kan hulle sarkasme so 'n bietjie verstaan. Hulle word in 'n posisie geplaas waar hulle eintlik nie wil wees nie. En dan weet ons hoe die verhaal afloop. Want dan sê Jesus, wat het julle? Wat het julle? Gaan kyk. En dan gaan kyk hulle kom terug en hulle sê, okay, ons het 5 brode en ook 2 visse. En ons moet nou nie dink is 2 groot tunas wat hulle gehad het. Ja, dit was maar vissies gewees. En hier is dit nou, dis wat ons het. En dan gebeur die wonderwerk. Voor hulle oë. Die eerste ding wat Jesus laat doen is, hy laat die mense in groepe sit. En dit sou dadelik by mense wat die Ou Testament geken het, laat dink het aan God se voorsiening in die woestyn vir die volk, toe die volk in die woestyn getrek het. En hulle gaan sit in groepies, hulle word ingedeel. En dan vat Jesus hierdie 5 brode, 2 vissies, en hy sê vir hulle, bring skottels en mandjies en krywaans en wat julle alles het, want nou gaan ek dit meer maak, en dan maak hy dit mos verskriklik baie, laat daar hoope is, en dan word dit uitgedeel. Nee, wat doen hy? Hy vat die 5 brode, en die 2 vissies wat hulle het, en hy maak dit genoeg. Hy kyk nou op na die hemel, en hy dank, en dan deel hy 5 brode, 2 vissies uit. Hy gee dit vir die disippels, en die disippels vat dit verder, en dit word uitgedeel, en 5000 mans eet. Ons weet nou nog nie eens van die vrouens en die kinders nie, ons kan dit nog seker so met 3 maal. En 12 mandjies word daarna opgetel, van wat oorgebly het. Die onwillige diensknegte wat geroep word om deel te neem aan God se omgee. Het gebeur baie met ons. Het gebeur baie met ons dat ons rondom ons kyk, ons baie keer uitgeput en moeg is. Dat ons op die plek kom wat ons sê, ek is nou net nie meer lus om nog te doen nie. Ek het genoeg gedoen. Ek wil eintlik 'n bietjie rus. Die spul mense begin my irriteer en moeg maak. En verdien ek nie om 'n bietjie te rus nie. En dan kom God se omgee voor jou staan en vir jou sê, gee julle vir hulle iets om te eet. En dan word jy weer in hierdie ding ingetrek. Want hoe gaan ek dit doen? Hoeveel het ek nou om te gee? Waar moet ek dit gaan bymekaar maak? Moet ek 'n groot skenker kry? Moet ek iemand kry? Miskien is ek nou in die moeilikheid, want die Amerikaners gaan nie meer gee nie. Hoe gaan ons vir almal sorg? Hoe gaan ons God se omgee laat grondvat? Dit is net te veel. Dan kom God se woorde
na ons wat sy gemeente is ook. En sê, wat het julle? En wil Markus eintlik deur die vertel van hierdie verhaal vir ons sê, by God se maaltyd van die lewe, is dit wat ek het altyd genoeg. Dis altyd genoeg. Dis meer as genoeg. Daar bly nog oor. Wat het julle? In die kerk van die Here Jesus het God nog altyd so gewerk. Ek dink as 'n mens hierdie stories van die Ou Testament af lees, dan sit jy die hele tyd met jou hand op jou hart en wonder of die ding gaan uitwerk. Dis altyd op 'n breekpunt na of alles stort in duie. Maar dit hou aan, en dit gaan aan. Ons wil baie keer hê dat in ons kerkwees dit so moet wees, dat ons ten minste 'n paar miljoen in die kitty moet hê, dat ons nie hoef te bekommer nie. Maar op 'n of ander vreemde manier lyk my hou goed nie daarvan nie. En is hy amper soos die Springbok rugby spelers, as jy met 'n punt gewen het, het jy gewen. Dis genoeg. En dan uit ons bietjie uit maak hy die oorvloed van sy omgee. As jy nou Sondag in die kerk sou wees, sou hierdie skrifgedeelte gewees het by die bevestiging, 'n interessante bevestiging van amptdraers in die gemeente. Ek het nog nooit so iets bygewoon nie. 'n Dominee wat bevestig word, 'n ouderling wat bevestig word en 'n diaken wat bevestig word. Mense wat spesiaal geroep is om 'n spesiale werk in die gemeente te doen. En daardie mense dien in die gemeente. Gee hulle tyd, gee hulle gawes, gee hulle intellek, help dat hierdie gemeente sy werk kan doen. Maar hulle is maar net eintlik 'n voorloper van elke gemeentelid. Elkeen wat betrokke is van 'n gemeente wat 'n instrument is in God se koninkryk. 'n Gemeente wat sê ons is so want ons God is so. Wat baie gevaarlike woorde kan wees. En dit kan ons baie keer vang. Want ons sien hierdie God gee om. En dan maak hy sy probleem, sy omgee probleem, ons probleem. En dit is waarvoor ons opteken. As ons amptdraers word in die kerk, of as ons lidmate is van 'n gemeente. Gee julle vir hulle iets om te eet. Ons het nie genoeg nie. Wat het julle? En dit word 'n oorvloed. Amen. Ons bid saam. Here, ons moet erken dat ons baie keer nie lus is vir dit wat U van ons verwag nie. Ons moet erken dat ons baie keer swaarvoetig en traag deel is. Omdat ons ook ons eie behoeftes het. Omdat ons ook moeg word. Omdat ons ook om ons kyk en dit wat in die wêreld gebeur, wat so sleg en so demoraliserend is, dat dit ons energie wegvat en ons fit uit ons uit kan haal. En dan kom jy tog nog steeds en sê vir ons, gee julle vir hulle iets om te eet. Vra jy vir ons, wat het julle? En dan wil ons dankie sê, Here, dat U so God is, wat so werk. Wil ons dankie sê dat U vir ons die voorreg gee om deel te wees hiervan. Wil ons vra dat U ook in U omgee, in U binneste wat omkeer na ons sal kyk, en ons ook sal raak sien. Dat U vir ons sal moed gee, dat U ons sal help,
Ons wil bid vir hierdie land, Here. Elke keer wanneer ons kyk, lyk dit of die gemors groter is. En ons weet dat die koninkryk anders is. En is dalk omdat ons weet dat die koninkryk anders is, dat ons so moedeloos kan word. Dat ons weet, hoe kan dit wees? En ons sien hoe dit is. En daarom wil ek vra, Here, dat U in ons gemeente, die dominees, met U moed sal vul. Want U vir Pieter en vir Morney en vir Neoma sal help om altyd raak te sien waarmee U besig is. Ek wil bid vir ons kerkraad en vra dat U ons sal help om nooit moeg en afgemat te word nie, om altyd te weet, dit wat ons het is genoeg, en U sal weer die wonder laat gebeur. Ek wil bid vir hierdie gemeente en vra dat ons op hierdie plek waar ons is, verskil sal maak in U wêreld. En elkeen wat hierna luister, en elkeen wat hierby betrokke is, met moed sal vul. Want U is die een wat ons bietjie genoeg maak, omdat U die een is wat omgee. Amen. Broer, suster, en nou kan jy gaan met die vrede wat net God vir jou kan gee, in sy omgee en in sy sorg. Ontvang die seën van die Here en gaan met die vrede wat hy gee. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is by jou. Altyd. Amen.